Baie welkom by Melk en jou teetyd en dis soos altyd 'n voorreg om saam met julle te kuier. En die land gons oor al die politiek wat in die land aangaan en daar was 'n president wat gesê het, hy sê kom FSA toe, pak jou tassie en trek. Maar is dit 'n goeie idee? En ja, natuurlik moet ons daaroor gaan bid, maar is dit 'n goeie idee om weg te gaan? En hoekom neem 'n mens so 'n groot stap? En ek het dit goed gedink om vandag met 'n goeie ouerige vriendin, of nie 'n ouerige vriendin, ekskuus. Nee, maar jy mag maar. Met 'n vriendin wat ek al jare ken, wat in Engeland of Skotland woon. Ons sal nou presies hoor waar op die kaart is dit. En sy bly al 'n geruime tydjie daar. Baie welkom Beatrice, dankie dat jy ingestem het en vroeg opgestaan het om met ons te kuier so ver oor die ver blou see. Dankie Janine, dit is vir my 'n voorreg om met julle te kan gesels en ek sien sommer lekker uit daarna. Dis wel wat ek kan sê. Dankie vir die voorreg. Dis 'n plesier en as jy wonder wat is haar naam? Haar naam is Beatrice Grobler. Ek is die Grobbelaar, sy is die korter een, die korter weergawe. Maar Beatrice, jy is nou al 'n rukkie daar wat jy en jou man Manies dis tussen Glasgow en Edinburgh, ek dink jy het nou vir my gesê, waar jy nou woon. Dis korrek, ja. En, ons is so tussen die twee. Tussen die twee. Ja, jy sê Lancashire, ek weet nooit om dit te sê nie. Nee, Lanarkshire. Lanarkshire. Eintlik noem hulle dit Shire. Die Shire het te doen gehad met die duisende jare terug se monnike se indelings. En die Shire was die Shire van so en so monnik. Okay. So dis Lanarkshire. Maar ons sê Lanarkshire sommer maar, is makliker. Net makliker. Nou, ja. Ons het nou gesels, ek wil net gou dit met julle deel, want dit is nou vir interessant, aangesien die program Melk en jou tee is, en jy was 'n baie groot ondersteuner van my eerste album, en baie vir my gebid, baie, saam gesels, en gedink wat gaan werk, wat gaan nie werk nie, en sy vertel nou vir my, dat die melk, nie 'n nasmaak het, soos wat ons melk het hier in Suid-Afrika nie. So dit was nogal interessant en haar melk word by haar voordeur afgelewer. Hoe awesome is dit? Heerlik. Nou moet ek sê saam met my eiers en my vrugtesap. Okay, nee, lekker. Ja, maar niemand steel dit nie. En niemand ook. Maar dis nie soos 'n 60-60 nie, né? Dit is soos 'n Nee. Dis 'n regte oudtydse aflewering soos toe ek die ouer regte vrou, toe ek 'n kind was. Weet ek die melk in die botteltjies by jou voordeur gekry. Ja, ons kry dit nog steeds so en dit is my heerlik en deur dit so te koop in die supermark nie. Ja. Ondersteun ons die plaaslike boere. So ja, dis wat dit vandaan kom. Dit klink vir my baie lekker. Maar sê nou vir my, julle het nou sak en pak daai kant toe getrek. Waarom het julle dit gedoen? Weet jy, al my kinders is hier. Ek het 3 seuns en my oudste seun is al amper 12 jaar hier in Engeland. En toe het my middelste seun na 'n baie traumatiese insident in sy lewe, groot operasie, het hulle hiernatoe getrek. Hulle was op daai stadium vry genoeg om dit te kon doen. Hulle het verskriklik baie van Skotland gehou. En ons het kom kuier en teruggegaan. En ons het net een aand het my man net vir my gesê, ons trek. Ek het so, okay, gaan ons Weskus toe, gaan ons Weskaap toe, gaan ons Oudtshoorn toe, waar ek graag wil wees. Ja. Dis fyn, kom ons trek. En hy gooi my met hierdie emmer en hy sê, ons trek Skotland toe. Sjoe. So, dit het meerendeels gebeur, omdat die kinders hier is, dink ek. Ek weet vir 'n feit, dat ek hier is vir hulle. Daar's nie eers twee dinge om omtrent dit te sê nie, want ons is hier om mekaar te ondersteun, om 'n stelsel vir mekaar te gee, 'n ondersteuningsstelsel vir mekaar te gee, om vir mekaar te kan bid, om by mekaar te kan wees, en om vir die kleinkinders te kan 'n ouma en oupa wees. Sure. Maar in my hart weet ek, ons is hier vir 'n rede, ons is hier na toe gestuur vir 'n rede. So dis nie net 'n ding van, ons het gepak vir vrees en soontoe gegaan nie?
Ek en Mani het glad nie. Ons was heeltemal baie gelukkig in Suid-Afrika ten spyte van alles wat om ons aangegaan het. Ons het 'n heerlike groot huis gehad. Ons het baie lekker gebly. Ons het altyd Ja. goeie werk gehad. Ons was gevestig. Ja. Dit was 'n baie groot besluit wat ons binne 7 maande uitgevoer het. Sjoe. Ons huis is binne 7 weke verkoop. Hy's binne 7 dae of hy was 7 weke op die mark, is binne 7 dae verkoop. Ja. So alles het net in plek geval. Daar was niks wat ons weerhou het om te kom nie. Sjoe. Ek wil 'n interessante ding met jou deel wat vir my baie eintlik twee goedjies vind. Die aand toe ons kontrak geteken het vir die huis, het die agent van my die eerste keer in my eetkamer ingestap en regtig na iets gekyk en dit was 'n skildery. Skoning. Van 'n man en 'n vrou wat in die reën stap. 'n Vreeslike donker prent. Altyd het mense vir my gesê is donker. Maar ek het vreeslik van die ding gehou. En sy het hierdie ding so gekyk en sy het my gesê, "B, do you know this is a prophetic word over your life? You are going into a spiritually dark country, Sjoe. but you will survive and you're going to walk in the rain." En ons het hier toe gekom op 1 Maart. Ons het geland in Londen op 1 Maart. Ons is 'n week in Londen, ons het 'n week daarna opgekom Skotland toe. Ons was 'n week in Skotland, toe maak alles toe as gevolg van COVID. As ons 'n dag later gevlieg het, Ja. was ons in die grootste moeilikheid in ons lewe ooit, want ons het niks gehad nie. Niks, Sjoe. absoluut net mooi niks nie. So die Here het regtig ons pad vir ons vooruit gemaak. Dit kan ek vir jou sê. Die een insident na die ander wat hier met my gebeur het, wat my net so laat besef het, God is so totaal in beheer van my lewe. Ek is vergenoegd. Ja. Sjoe. Wel, dan kan Maar ons vrees ja. was nooit ons beweegrede nie. Nee, nooit nie. Sjoe. Wel, ek dink ons kan nou Kubai sê wat dit was 'n perfekte dit is my so wonderlik as die Here in 'n saak is, dan werk dit. Dit is net vir my weer eens so bewys dat ons nie ons eie planne moet maak nie. Ja. Maar dit was my van die feit dat ons weet ons God het ons hier geplaas, het ons wel ek persoonlik, maar 'n hele paar moeilike dae gehad, hoor. Dit is nie altyd maatskappy en ruste nie. Ja, natuurlik. Die feit dat jy weet God is daar, is die anker. Ja, ek dink ook goed wat ek vir mense sal wil sê, ja. Ek dink ook die feit dat dit jy weet daar's 'n hoe kan ek sê 'n goddelike doel vir hoekom jy daar is. Dit hou jou geanker. Daarin kan jy vasklou ten spyte. Maar sê vir my, wat is die uitdagings? Is die taal, want hulle praat Engels maar tog met 'n dialek. Ja, hulle praat hier waar ons bly baie in Edinburgh, die kosmopolitaanse stede. Jy weet soos Edinburgh en Glasgow, sekere dele ook nie Glasgow. Dis baie kosmopolitaans. Dis lekker daar. Ons het 6 maande in Edinburgh gebly. Want jy verdwyn tussen die mense. Jy weet so jy staan nie uit nie. Okay. Maar toe trek ons nou na hierdie area toe wat die area waar ons spesifiek woon was vroeër jare 'n myn village, 'n myn gemeenskap, want dit was baie myne in hierdie omgewing. Ja. Maar al die myne is toegemaak en die huise is verkoop. So ons het 'n baie oulike huisie gekoop. Weer eens 'n ongelooflike testimony. Ons het vreeslik gesoek, ons kon glad nie na huise gaan kyk as gevolg van COVID nie. En ek het die Vrydagoggend voor werk, die werk wat ek deur 'n wonderwerk gekry het ek die huis gesien op 'n veiling site. In my lewe was ek nog nooit op een gewees nie. En hy het uitgestaan, dit het gelyk of op 'n koppie staan en hy was uit spierwit gelyk met hierdie verskriklike blou lig agter hom. En ek het hierdie huis so gekyk en wat in my gedagte gegaan het, the house of light on the hill. Sure. En ek maak 'n strap met my man, ek sê vir hom kom ons bly op hierdie huis. En hy en my skoondogter doen dit die dag. En daardie aand het ons hierdie huis gekoop sonder dat ons hom gesien het. Ja. Ja. En hy is 'n hele historie. 'n Vreeslike geskiedenis wat ek jou daarmee kan besig hou. Ek het die een wonderwerk na die ander om vir jou te vertel. Maar dit was weer eens vir my bewys. Dat ons hierdie huis kon koop met die geld wat ons gehad het, wat ons beoog het om te gebruik. Ja. Sonder om skuld te moes aangaan, want ons is te oud vir dit. Ons wil dit nie meer doen nie. Ja, natuurlik. En hy is perfek vir ons. Hy het al die boksies getik wat ons gevra het. 'n arts,
plek vir ons kar wat hy nie op die straat hoef te staan nie. Hy moet netjies wees binne. Hy moet ten minste 3 slaapkamers hê. En God het my gebed heeltemal verhoor daarmee. Sonder dat jy dit gesien het. Sonder dat ek dit gesien het. Ja. Sure. Dit was geloof. regtig net so. So ons taal is nogal 'n probleem in die area waar ons woon. Dis al 5 jaar, daar's baie keer as ek die buurman iets vra, dan moet ek vir hom sê, can you just repeat please and make it a bit slower? Want hulle gooi die laaste gedeeltes van die woorde weg. Wow. Is nie can you nie, is can you. Kan jy? Jy weet daai tipe van ding. So jy moet jou oor instem. Jy raak dit gewoond. Maar ons het ook baie groot invloed van ander lande, van Pole en Roemenië en al die Oosbloklande, eintlik hele Europa. So daar's baie ander Engels ook tussenin. So die meeste van die werksplekke is maar mense wat goeie Engels kan praat en dan as jy nie verstaan nie, hulle word nie vir jou kwaad as jy vir hulle sê oor die stadig bietjie sê vir my weer. Okay. Inteendeel, hulle sê dit vir my as ek begin Engels praat. Dan maak hulle my stil en sê, kan jy 'n bietjie stadiger praat? So. Dis baie oulik. Hoor hierso, maar met daai profetiese woord dat jy nou eintlik na 'n baie donker plek toe gaan. Hoe is julle ervaring van Christendom en dien die mense die Here of dien hulle maar godsdiens of wat gaan daar? Wat gebeur daar? Weet jy, hier is baie sterk Rooms-Katolieke invloed nog. In Skotland veral, ook in Ierland, jy weet die Rooms-Katolieke en die Protestante hou nie van mekaar nie. Ons het ongelooflike goeie bure, net vir vinnig sê en ons staan eendag hier buite en hy sê vir my uit die bloute uit, "Are you a Christian?" En ek sê vir hom, "Of course." Okay. En hy sê vir my, "You know, I'm a Catholic, I don't like Christians." Sure. En ek het hom so gekyk toe sê ek vir hom, "Have I forced you to be a Christian? Or are we just neighbors that live in goodwill with one another?" Ja. En dit was al. En ons het niks anders nog nie, maar selfs soos die sokkerspanne, die een is oorwegend Katolieke ondersteuners en die ander een is protestante. Dit is baie sterk hier. Hier is baie charismatiese kerke, baie wat al hoe meer wat opspring. Ek het in die begin verskriklik gesukkel om 'n gemeente te kry. Op die oomblik is ons by Assemblies of God. En dit baie is pragtige kinders van die Here. Maar soos in Suid-Afrika ook 90% gebruik die Here se naam as 'n exclamation en nie as die Here wat hy aanbid nie. Sure. So dit sê vir jou alles. Goddeloos. Ja, verseker. Maar jy het nog steeds die keuse om jouself uit te leef en te wees wie jy is en jy kan iewers kerk gaan as jy wil. Jy moet net gaan soek. Ja. Jy gaan hom kry. Wat interessant is, ek wil dit graag vir jou noem. Ons het een aand by funksie gewees waarin ons vier dominees, Suid-Afrikaanse dominees, wat hier in die Church of Scotland bedien. Sure. Het ons met hulle gekuier. En hulle bedien in Engels en hulle is Afrikaanse sprekende dominees wat van Suid-Afrika af hiernatoe gekom het. Ja. Deur die Church of Scotland. Dis eintlik awesome. Ja. Dit is eintlik en dit was ek het daar gesit en ek het 'n grap gemaak toe sê ek goeie genade. Kyk nou het ek hier so met 5 dominees om my want hulle is 5 in totaal. Een is 'n couple. En die interessantste ding van hulle is 2 van hulle is hier reg rondom, maar een is in my dorp en ek het nie geweet nie. Dit wys ja, daar's ontsettend baie charismatiese kerke. Daar's baie kinders van die Here, die ouer garde veral nog. Sondag kan jy sien veral na die tradisionele kerke is dit die ou oometjies en tannetjies wat aanstap kerk toe. Hoorie, en julle leef, julle dagtog dat leef. Is dit soos in Suid-Afrika? Ek weet julle kan nie baie braai nie. Ja, nee, dis dieselfde. Jy staan op, jy maak reg en jy gaan werk en jy kom terug. Dis bietjie anders in die sin van dis baie ewe ons woon. Want omdat ons in die Central Belt woon, die Central Belt is baie industrie, baie ek skuis vir al die Engelse woorde. Wat is alweer as tog nou? Van die verskillende, jy weet soos Pick n Pay se distribusiepunte. O ja. Maar van al die groot maatskappye is hier ontsettend groot is van hulle hier. So hier's geweldig baie werk. Maar
Die werk is ook dan ook in skofte ook maar net soos daar, jy weet die ouens werk van 2 tot 6 en 6 tot wat ook al. So daar's die hele tyd 'n gekom en 'n gegaan en as jy in die nag opstaan sal jy sien daar brand ligte, daai ou is besig om reg te maak om te gaan werk, hierdie ou kom nou net van die werk af, jy weet. So ja, dis dieselfde ding, ons het spitsverkeer, verskriklik. Sekere tye wat jy nie ry nie. Werk en kom huis toe en leef jou lewe. Jy weet, my man is natuurlik mos julle almal weet wat hom ken, hy is absoluut sportgek. So as hy instap is hy die TV op sport. Ons kyk al die Suid-Afrikaanse sport wat daar is en nog vele meer. Hy mis nie 'n rugbywedstryd nie en hy mis nie 'n cricketwedstryd. Sure. En dan maak ons maar ons kos. In die somer wat begin nou, vandag is nou 'n trietsige dag. Dit is regtig 'n goeie dag. Jy kan dit nou net nie sien nie. Maar dis amptelik eintlik nou lente by ons. So ons bid vir 'n warm 21 grade somer, hoogste grade wat daar is. Wow, dit klink lieflik. Sodat ons net 'n bietjie meer kan vleis braai en kan buitekant wees en kan tuin maak en die son kan geniet, ja. So. Maar dis 'n normale dag, soos altyd. Ons tyd is eintlik amper klaar. Dit is fyn verskriklik want ek wil nog baie met jou praat. Ek sou maar 'n ander afspraak met jou maak dat ons kan kuier oor die laptop. Ja. Verlang jy na Suid-Afrika? Verlang baie. O ja, ek verlang baie. My familie en my sussie is daar, my man se familie is daar en my gewese skoonfamilie is daar vir wie ek baie lief is. En my vriendinne en my kennisse, ja, ek verlang. So ek kry daai wat ek regtig verlang. Maar weet jy wat, dan klim jy op die foon en jy bel. Wil vir jou een ding sê, ek wil vir jou 2 goedjies sê, ek weet ons tyd is amper klaar, om die trek storie. Ja. As jou beweegsrede vir die trek nie reg is nie, moenie dit doen nie. Want daar is verseker baie aanpassings. Daar is dinge wat gebeur wat jou laat dink, goeie genade. En as jy nie 'n anker het, wat jy aan vashou nie, gaan jy dit nie maak nie. As jy gaan trek net omdat jy vrees, gaan ek vir jou sê, jy doen die verkeerde ding, want jy mag nie vrees nie, God wil nie ons moet vrees nie. Ons is net soveel in gevaar soos julle. Ons sit in die kookpot van die 3de Wêreldoorlog. Mense in gedagte moet hou. Ja, dis waar. Ons mans kan enige dag opgeroep word om te gaan veg. Of ons nou wil of nie. Sure. So ons het dit nie so maklik nie. Ons krag kan afgesny word deur Rusland enige tyd. Ons gas kan afgesny word enige tyd. Ons moet ook regmaak vir noodsituasies. Ons het nou 'n geweldige storm ons gehad op 'n stadium. En dit het my laat besef, jy kan nie onparaat wees nie, jy moet hier ook paraat wees. Maar wat ek wil sê is, as vrees jou hoogste beweegrede is om te trek, maak jy die grootste fout van jou lewe. En as jou huwelik reeds krake in het, moenie dink daai trek gaan hom makliker maak nie. En moenie dink dit gaan dit heel maak nie. Sure. Want hier is jy so op mekaar aangewese dat jy mekaar partykeer so irriteer jy wil mekaar vermoor. Ek sien dit onder baie van die paartjies wat hier is. Ek weet van paartjies wat uit mekaar uit is as gevolg daarvan. Sure. En wanneer kindertjies nog betrokke is daarbey, is dit nog moeiliker. En aanpassing nog groter. Sure. So is vinnig wat ek net wou sê na aanleiding van jou vraag, jy gevra het, weet wat dink ek moet 'n mens te doen of moet jy dit nie doen nie. Jou beweegredes moet werklik haarsuiwer wees voor jy dit doen. Dit het 'n ongelooflike impak op jou lewe, dit het 'n ongelooflike impak op jou finansies. Onthou ons rand is baie swak. Ons moet werk. Ek is 63, my man is 63 en ons moet nog vir 4 jaar werk voor ons mag aftree. Want ons kan nie net op ons Suid-Afrikaanse geld leef nie. Dit beteken eenvoudig net niks. Ander lande, sekerlik anderster. Engeland is 'n wonderlike plek, Skotland is pragtig, dis baie mooi. Ons geniet dit hier, maar ons verlang na ons land en ons sal altyd Suid-Afrikaners wees. Dit gaan net nooit verander nie. Maar op daardie noot, dankie Beatrice en dankie vir jou tyd en dat jy vroeg opgestaan het. Jy's bietjie wat voor ons. Of ons is voor julle of wat ook al. Hoeveel? 4 ure. 2. Julle is nou 10:10 is nou 10:08 hier by ons. Maar oor 'n paar dae, kyk, einde van die maand dan word dit weer darm net 'n uur. Dit moet dan is dit bietjie makliker om met iemand te gesels. Okay, nee, dit klink vir my ingewikkeld. Maar okay. Maar dankie vir jou tyd en ek waardeer jou. En en ons praat weer. Dankie en dankie dat ek saam met jou kon gesels het, hoor. Dit is 'n groot plesier. Wees geseënd. Dankie. En daar sê julle, so dink mooi as julle wil tasse pak
En ons gesels weer volgende keer. Totsiens.